Nou, om te ontdek mekaar, to discover one another. Broer, sister, dis wanneer 'n paar jaar gegaan het. En ek begin vir Sister Grace te sê, Sister Grace, ek verstaan jou nie. En sy sê, sy verstaan my nie. Nou sy daar in haar kamer hang daar iets. In haar kamer hang daar iets. Sister Grace, in her room there's something that's hanging against the wall. En dit staan so geskryf. And it says, Don't try to understand me, but love me. Moenie probeer om my te verstaan nie, maar wees lief. Want dit is onmoontlik. Kom ek wil net so 'n bietjie doen. Want dit is onmoontlik. Yes. Om een die ander een te verstaan. As ons bietjie verder gaan, dan sal jy ook sê daar by jou familiehuis met die broer en susters huis, ek verstaan nie daai broer van my nie. Ek verstaan nie daai suster van my nie. Maar om te ontdek mekaar, dis om die oggend wanneer jy opstaan my broer, en die suster is nie lekker nie, dis daai tyd wat jy moet daar ontdek. Besef ons is op hierdie reis, ons moet mekaar ontdek. Want sy groei, en jy groei. Amen. She grows and you. En dit, broer, suster, dit is die geheim. En hoe kan julle die pad vorentoe stap? Want die trouoffisier het al reeds vir jou gesê, en nou, dinge gaan verander, maar ontdek mekaar. Verstaan mekaar. Weet julle kom uit een huis uit nie, maar op hierdie eentjie pad verstaan mekaar. Is ek reg? Wat is jy? Nou jy nie bekommerd te wees broer dan die oggend kwaad opstaan nie. Alright, geef hem die geleentheid. Geef hem die kans. Ja, want nou sê jy, broer Dan is kwaad, Sister Grace is kwaad, nou wie ontdek vir wie? Nou gaan jy na die ou mense toe daar, by die familie, by die skoonfamilie, dan vraag jy, jong, maar is die mans? Nee, sister, sy groeitjie was so gewees, maar net jou vir jou bekommer. Nou gaan jy, hoor nie so, hoe is hy? Nee, haar ouma was so gewees. And you understand? Jy's mens. Dat maar net hy stappe hier. Verstaan? Nou broer, sister, baie dankie. Thank you, brother. Wish you well. Sister, Randes reis. Amen. Broer, sister, jy wat ook net nou gister getrouwd? Ons wil nie praat van ons het dan per 50 jaar getrouwd. Net so na by die jubilee. Ek weet nie wat 'n jubilee is dit nie. May God bless us, let's. Amen. A special grace to give in times of trouble. A special grace to give to see me through.
most important thing, the word of the Lord. Amen. Bow our heads for a word of prayer. Bij ons hoopte vir 'n woord van gebed. Liefdevolle Here, baie dankie. Halleluja, baie toepasse. Bly met ons, Here. By die skaduwees van die dode, die skaduwees van ongerechtigheid, die skaduwees, Here, van misleiding, besig is om toe te sak. Stap met ons. Baie toepas, Lord. Breek die brood, sodat jubilee, herlevering, revival, plaats kan vind, Here. Dat halleluja, die profeet sê, Here, dat Kanaan sal so naby wees. Dankie, Here, doen dit vir ons. Ken elke sieke, ken elke swakke, ken elke behoefte vanmorgen. Je ken elke halleluja wat nodig is. Doen dit volgens die rijkdom van die genade. In Jesus' naam. Amen. Broers, zuster, ons gaat saam lees. Ephesians, the purpose. En ons gedachte, broers, zuster, soos geskryf. As it written. Soos aangaan, moenie dat dit uit jou uitgaan nie, soos geskryf. Ephesians 4, vers 14, op die voet en die Here seën ons, dan kan die deurbaal as op die sit, ek kan berooi sal staan, voor die Here seën ons, Ephesians 14, vers 15, Ephesians 4, vers 14. Ephesians 4:14. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreerheid van die mense, deur sleeheid om lustiglik tot dwaling. Lustiglik! Yes, that's right. Vader, dankie vir die woord. Dankie, Here, kom deel met ons die seëninge, die ryklike seëninge wat in die woord lê. In Jesus' naam. Amen. You may be seated, brothers. Nou, ek het in dat ek sê dit altyd. Jy moet my maar so 'n bietjie verdra. Besonder dankbaar vir ons diens. Nou, Ephesians 1 en Ephesians 2 en Ephesians 3. Dus daar en daar die 3, Ephesians 1, 2, 3. God het sy kerk daar toegerus. God het die bruid geëkoop. Ephesians 1, 2, 3, and 5. God equipped the bride, the church. And after he equipped the church, then he elect the fivefold ministry. Amen. Toe kies hy die vyfvoudige bediening. Die manne wat toesig moet hou. En alles se doel, wat hulle doen is, wat hulle moet doen in die liggaam. Die Bybel sê, en ek dan die vyfvoudige bediening. Ons weet, leraars, evangeliste, apostels, herders, profete in die vyfvoudige bediening. Om die heiliges toe te rus, to equip the saints for a service, toe te rus vir hulle dienswerk. So brother and sister, the purpose for every Christian, die doel vir elke gelowige, dis om toegerus te word. Want daar's 'n diens wat op
verdrag? Kan jy my verdrag? Amen. Jy ook nie? Nou, ek begin sommer daar by ons suster. Suster. Ons suster regte. Suster. Ja, ons begin so ek wat so iets met my suster. Nou wat ons snap het pastoor wat suster. Margaret. My suster? Margaret. Suster Margaret. Nou, ek moet sommer daar begin. Suster Margaret was vir 'n jaar weg. Waar toe? Opleiding toe, sit hè? Ja, sy is 'n verpleegster, is ek reg? Amen. Ja. En die staat stuur haar vir opleiding. Ja. So die opleiding wat jy kry, sodat jy produktief kan wees. Nie onproduktief nie. That's right. Yes. Jy produktief kan wees. Amen. That's Dit wat jy geleer het, moet jy kom toepas. right. Yes. Amen. Sodat that you can be productief. Productive. So any business, one people who's nie onproductief nie. Yeah. Dan moet ons retrench. Yes, that's right. Yes. Dan moet ons staf sny. That's right. Want jy het 'n opleiding gekry. En dan moet jy die opleiding kom toepas. Yes. Want jy kan nie van Januarie uit dit 4 jaar opleiding as die 4 jaar klaar is, dan moet jy beter wees. Amen. En you are confident. Jy's verseker dit wat ek hierdie aanspuiting, Suster Margaret, as jy verseker. Ja. Dat is die regte inspuiting. That's right. En ek ken die inspuiting. Ek ken die tablet. Ja. That's right. Daarom sal die dokter bel en vra vir die suster of die wat ook al, hoor eens op, gee die medikasie van die opgeleide persoon. That's right. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie. Paul said in 1 Corinthians 13, when we read down there, I just quote it. When we read down there, Paul said, when I was a child, I do things like a child. Childness! But now I'm a grown-up man. That's right. Oh, I'm a grown-up sister and a brother. I know better. I'm no more a child. Hallelujah. yes. Ja. Dan hoor jy, is jy verseker? Is jy verseker? Amen. Are you sure? Is jy verseker? Amen.